Here, wat 'n voorreg om voor U te kan kom. Dan onthou ek die skrif wat sê, daar's net een middelaar tussen God en mens. En dan skryf Paulus dit so mooi, die mens Christus Jesus. Aan die boek van Kolossense sê dat in hom woon die volheid van die Godheid, liggaamlik. Dankie dat ons hier die Here kan aanbid. Dat ons die naam vanmôre kan besing, dat ons tot U kan sing, dat ons van U kan sing, dat ons oor U kan sing. Daar's niemand anders soos U nie, Here. Die woord verklaar dat U het 'n naam geërf, wat meer is as elke ander naam. En voor daardie naam sal buig elke knie van die wat in die hemel en op die aarde is, en elke tong sal moet bely dat Jesus is die Here. Dankie dat ons vanmôre die voorreg het om U te kan ken. En dalk is daar iemand vanmôre in hierdie kerkgebou wat U nog nooit ontmoet het nie. Ek wil vra, Here, dat U met hulle 'n persoonlike ontmoeting sal hê. Dat U vanmôre deur hierdie spesiale diens, Here, net harte sal verkoop en sal verryk. En dat U, Here, ook so U goddelike doel in elkeen van ons se lewens sal bereik. Dankie vir elke mamma, elke moeder, Here, wat so baie opofferings maak elke dag om kinders te versorg, om hulle mans te versorg, om hulle huis te versorg, om alles daar by die huis, Here, reg te hou, om selfs geld te verdien sodat alles kan aangaan. Hulle wat hard werk, ons wil bid, Here, dat U elkeen van hulle sal seën in die naam van Jesus Christus ons Here. En die volk van die Here sê amen. Baie dankie, kan U sit plek neem. Hartlik welkom aan almal van julle in die huis van die Here. Dis Moedersdag vanmôre. En is gewoonlik 'n familiedag, so baie van ons mensies is by mammas, by familiegeleenthede. Ek hoop julle het ook iets spesiaals gereël vir julle mammas. Maar julle is vanmôre hier en ons gaan vanmôre dan by die spesiale diens ook luister na die woord. En ek dank die Here vir sy goedheid. As jy vanmôre iemand is wat vir die eerste keer hier is, mag die Here julle ryklik seën en ook julle naby trek en vir julle genade gee. Nou, ek gaan nie vanmôre die woord bedien nie, ons het vanmôre spesiale diens wat ons gaan, wat ons oorgegee het, juis vir ons vroue pastore, om hierin te bedien, en pastoor Saintjie het sy verskoning gemaak, sy bedien vanoggend, ek dink in Hercules gemeente, as ek het reg kan onthou, maar sy is daar betrokke, of miskien by Metanoia. Maar pastoor Amanda Du Plessis gaan vanmôre die woord bedien, en pastoor Yves Kreer, saam met Mariana, gaan saam met haar die verrigtinge hier doen, so ons gaan uitsien na dit wat hulle vir ons voorberei het, en ons vertrou die Here dan daarvoor. Maar voordat ek gaan oorgaan om dan ook vir die mammas net 'n voorspoedige dag toe te wens, wil ek dan graag net hier vir julle 'n gedeelte lees uit die woord van die Here uit, 'n bekende gedeelte. Ek gaan nie preek nie, so moenie bekommerd wees nie. Genesis 2. Ja, ek maak nie soos Anton maak nie. Hy preek ons voor die tyd ook, so prys die Here. Nee, ons gaan vir 'n woord bedien soos die Here net. Ek het net vanoggend toe ek wakker word met Moedersdag toe, toe kom hierdie gedagte net in my hart op, en ek gaan vir jou lees hier in Genesis die 2de hoofstuk, vanaf vers 18. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens is nou Adam, hoor, dis hoekom baie mense sê, vrouens is nie mense nie, maar ons weet hulle is. Ook het nie mense wat sê, dis die manne wat dit sê, hulle sê dit is hulle alleen by mekaar is. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle name wees. En ek het altyd gewonder, hoekom is hierdie skrifgedeelte, daai vers voor die skepping van die moeder, het julle agtergekom dat Adam was eerste genader en hy moes al die diere van die veld, moes hy name gee, en dan kom die
die maak van die vrou is. Het julle dit al gesien? So hy het 'n jobbie gehad voor die tyd, en toe ek nou mooi daaroor dink vanmôre, toe dink ek, weet julle hoekom dink ek nou, en dit moet nou nie op die media uitgesaai word nie asseblief, dis nou maar net my eie, dis Opinie 3 vers 5, moet hom net nie soek in julle Bybel, julle gaan sukkel om te kry. Opinie 3 vers 5 sê dat hierdie skrif is voor die skepping van die vrou, want as die vrou daar sou gewees het, as hulle al hierdie diere van die veld moes name gegee, dan sou hulle 2 keer so lank gevat het. Want hulle sou gesukkel het om konsensus daar te kry, Nee, die Bybel sê waar daar eenheid is, daar is krag. Maar hoe dat sê hy verder? Hy sê, so mooi dan, hy sê, so die mens daar name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld, vers 21, toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. Terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. So die Here sit hom onder narkose hier. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. En toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. En dan die hoofstuk 3 vers 20, een enkele vers, en dis eintlik die vers wat ek vanmôre net so by die mammas wil los. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En dis 'n interessante vers, van alles wat lewe is sy mamma. Nou ek het konstant daar op die grond wat ons het, hierdie konfrontasie, is nie 'n konflik nie, is 'n konfrontasie van my vrou en die 2 dogtertjies. En dan help ander mense my nie, hulle help hulle. Want as hulle 'n klein lammetjie of 'n ding sien iewerster, of 'n klein skapie of 'n klein kalfie, dan vat hulle 'n foto en dan stuur hulle dit op die groep en dan sê hulle, julle moet so een daar op die plot te kry. Want hoekom? Hulle is moeder van alles wat lewe. En mammas wil goed versorg. Hulle wil goed grootmaak. Hulle wil klein diertjies hê, hulle wil kinders hê. Hulle wil omsien na hulle gesinne. En dit is so 'n gepaste naam, en die naam Eva beteken eintlik lewe. So uit haar sal alle lewe voorkom. So ek wil vanmôre net vir die pappas sê, jy dink nou jy's dalk baie groter, en miskien in lyf, maar nie in statuur nie, as jou vrou. Maar ek het ander dag 'n skrif raak gelees in die Bybel, wat die Here 'n stelling maak en sê dat die vrou met die man eer, en is nou hier in die Nuwe Testament, bietjie verder aan. Maar dan maak hy 'n radikale stelling daar, en hy sê, weet julle manne, dat julle almal is uit 'n vrou. Kom aan. Julle almal is uit 'n vrou. So jy roem vandag verniet. Jy's uit 'n vrou. OK? En jou mamma het jou versorg en jou groot gemaak. So aan die moeders vandag, mag die Here vir julle 'n geseënde dag gee, maar nie net hierdie dag nie. Mag die Here hierdie hele jaar voor julle uittrek, julle pad gelyk maak. Die mammas werk hard, hulle staan vroeg in die oggend op, hulle het baie bekommernisse. Hulle moet die kinders help met die skoolwerk. Ja, die pappas help ook, ek hoop so. Ek doen. Nou, ek is al 'n bietjie ouer, maar ek kan vir jou 'n paar take maak, hoor. Ek kan vir enige taak maak in die skool, vra my net. En ek het agtergekom dat baie keer is die vrou die sentrale punt waarom, God is die sentrale punt, maar ek praat nou van mensliker gewys, waarom die huishouding draai. En ek wil vanmôre vir elke mamma sê dankie vir alles wat julle, nommer 1 vir ons mans doen, vir ons pappas doen, maar baie dankie ook vir dit wat julle vir ons kinders doen. Dis 'n onbaatsigtige werk. Kinders sê nie altyd dankie nie. Hulle wil altyd alles hê. Hulle doen nie saam met die pappa nie, maar saam met die mamma. OK, en ek dink baie keer sien ons nie al hierdie goedjies wat hulle doen raak nie, omdat daar so baie dinge is wat hulle moet doen. So probeer maar vandag so 'n bietjie ook vir hulle bederf met dit wat julle vir hulle gaan doen. So mag die Here julle ryklik seën. Ek hoop julle gaan 'n baie blessed dag hê en dat julle 'n geseënde
jaar gaan hê, sommer 'n heel jaar moedersjaar vir die Here. En dankie dat julle die Here saam met ons dien. Dis 'n groot voorreg. Pastor Amanda, gaan jy vir ons na vore kom asseblief? Sy gaan ons bedien. Haar preek lê hier reg nou. Ek kan hom nie preek nie. Sy is te klein geskryf. Here seën jou, sê vir jou. Pastoor, hulle sê klein worteltjies het groot geword. Goeiemôre almal. Dit is my groot voorreg en 'n eer om vandag julle te kom bedien met die woord van God. Nie net elke mamma nie, maar hier is ook 'n boodskap vir elke pappa. Want ek sê eendag, pappa, gaan jy 'n bruid word. 'n Bruid van Christus. So leer maar nou al hoe om op te tree soos 'n vrou. Kyk bietjie dieper, kyk bietjie verder. So kom ons sluit ons hoofde. Here, ek vra vandag dat U eerste sal wees en al die eer sal ontvang met vandag se verrigtinge wat hier plaas sal vind. Here, want al die lof en al die eer en al die heerlikheid kom U toe. U is die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega. En daar's geen ander God bo U nie. En ons hele lewe, die hele skepingsdoel, die koninkryk gaan oor U. En ons eer U daarvoor vanoggend. Here, kom lei ons, berei die harte voor, gee geopende ore en 'n ontvanklike gees vanoggend by elkeen, sodat hierdie woord wat uitgaan op vrugbare grond sal val en dat dit sal groei en sal vrug dra op die regte tyd. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou ja, vanoggend wil ek eers vir al die moeders sê, gelukkige Moedersdag. Baie geluk. Maar ek wil ook sê, dat ek wil 'n stelling maak en sê, dat jy hoef nie aan kinders geboorte te gee om 'n moeder te wees nie. Daar is vroue wat 'n groot impak in ons lewe maak, wat regtig van ons soveel indruk op ons gemaak het, wat biologies nie ons moeders was nie. Nou die tema van my boodskap vanoggend is die woord van God skud die fondamente van 'n mens se lewe en dan verander dit ons uitkyk op die lewe. Nou op Moedersdag is dit baie kere jou ma wat jy eerste aandink. Maar of sy kom in jou gedagtes op, maar dit kan ook 'n ouma, 'n suster, 'n tante, 'n buurvrou, iemand wat groot impak in jou lewe gehad het, wat vanoggend dalk in jou gedagtes opkom. En soos ek gesê het, ek het reeds 'n stelling gemaak om te sê, jy hoef nie geboorte aan kinders te gee om 'n moeder te wees nie. Ek dink vanoggend byvoorbeeld aan 'n dame wat in ons gemeenskap, sy was kinderloos gewees, maar sy het 'n geweldige impak gemaak op ons kinders in die omgewing. Hulle het 'n groot burgerserf gehad en elke vakansietyd het al die kinders van die buurt daar by hulle bymekaar gekom. Nou op die burgerserf was vrugteboorde en daar was hoendertjies en allerlei goed. En al die kinders, die seuns, die dogters het daar bymekaar gekom. En dan moes ons nou vrugte pluk en dit inlê en dit kook en dit skil en koekies bak. En die seuns het vir oom Frans gehelp om die hoenders uit te haal en die bome te snoei. En wanneer ons klaar was, hulle het hierdie groot kombuis en ons moes leer om in eenheid saam te werk, die seuns en die dogters. Hulle het dit glad nie geduld laat ons beklei nie, maar hierdie dame was ongelooflik sagmoedig van gees, maar so ook haar man. En dan wanneer ons klaar is, het al die kinders in hulle sitkamer gaan sit, en hulle die woord van God, hulle het stories uit die woord van God vir ons vertel. En hierdie mense, hierdie twee mense het 'n ongelooflike impak op my lewe, maar ook baie ander kinders in ons omgewing se lewe gehad. En daarom sê ek vanoggend vir jou,
dat wanneer ons na vroue en mans kyk, dan sien ons teenwoordigers in hierdie koninkryk van God. En jy hoef nie noodwendig geboorte aan 'n kind te gee om te kwalifiseer as 'n ma vanoggend. En daarom wil ek vir elke vrou vanoggend sê, gelukkige Moedersdag, want jy speel dalk 'n rol in iemand anders lewe. Nou voordat ons die woord gaan bedien, gaan ek vanoggend vra dat Marina ons kom bedien met 'n dans. En hierdie is deel van haar gawes en julle gaan later hoor hoe dit in plek val met die boodskap wat ek gaan bring vanoggend. So kom sê Marina Botes, sy's onder die hand en onder die leiding van pastoor Eve Kreer of Evelyn, ons hou daarvan om vir haar te sê Eva, en sy lei hierdie vroue op om te dans voor die Here. Hulle gaan deur skoonmaak en reiniging om hulle gawe uit te lewe. So baie welkom Marina, baie dankie. Daar's sy. Coming back to just me and you, just a heart song singing out of tune. I remember the simplicity, just to feel you here was everything. Stunned by your beauty, this is my offering, not for anything that I could gain, just to honor you and bring you praise, like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Here's my all and I don't want it back. Like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. Find me like a child again, full of wonder, full of innocence. Before anything got in the way, any dream or any accolade, you make it easy, easy to bring me. Not for anything that I could gain, just to honor you and bring you praise, like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Here's my all and I don't want it back. Like
just to honor you and bring you praise. Like a fragrance broken on the floor, may my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Here's my all and I don't want it back. Like a fragrance broken on the floor, let my worship be pure. Dankie Marina. Is dit nie pragtig nie? Wie se hart het dit nie aangeraak nie, net om vir die Here lofoffer te bring. Hierdie is nie vir julle gewees nie. Dis net om vir die Here te sê dankie. Al die eer kom U toe. Nou ja, soos ek nou vroeër in my boodskap gesê het, ons as mense is verteenwoordigers in die koninkryk van God hier op aarde. Ons is geskep met 'n doel en ons moet dit dan ook uitleef, dit wat God jou geroep het om te wees. Nou, my eerste vers wat ek vanoggend wil bring is Genesis 1 vers 27. En hierdie is net my inleiding tot my boodskap. Genesis 1 vers 27 sê God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hulle geskape. So hier is 'n verrassing in. Daar's mense geskape. Nie net een mens nie, na die beeld van God, man en vrou. Daar's ook 'n ander vers wat sê, hy sê kom ons gaan mense maak na ons beeld en ons gelykenis. So pastoor, wanneer julle manne daar alleen is en weer sê, maak reg, sê vir hulle, die Here het 2 mense gemaak, man en vrou, maar hulle is in eenheid. Hierdie man en vrou is in eenheid. Nes Jesus eendag met sy bruid in eenheid sal wees. So, in die plan en die ontwerp van God vir die mensdom, het hy man en vrou gemaak en hulle in die hoogste gesagsposisie gesit. En dit is om te heers. Ons sien dit daar in Genesis 1 sê hy, ons moet heers. So dit is ons skepingsdoel, is om te heers oor hierdie koninkryk van God. En as julle dit nie mooi verstaan nie, ek wil julle nooi om Sondagaande daarna pastoor Henry se kursus toe te kom en te kom luister hoe hierdie goed in plek val. En dis nie my boodskap wat ek gaan bring nie. As jy dit wil hoor, kom. Jy kan nog opvang, jy kan nog video's kyk en jy kan aangaan. Kom net, meld aan Sondagaande daar by Herbou sy tempel. Want dan gaan jy verstaan hoe jy as mens moet heers. So God het 'n plan gehad. Die vrou was nie net 'n nagedagte of 'n toevoeging nie, maar die vrou was deel van hierdie oorspronklike plan wat God gehad het. Maar as gevolg van die sondeval verloor die vrou haar identiteit in Christus. Maar die man verloor sy vertroue in die vrou, omdat hy verraai gevoel het as gevolg van die vrou se optrede. So, die sondeval veroorsaak 'n verwronge beeld. Nou, pastoor Eduard en pastoor Henry het met ons gepraat oor daardie beeld, daardie tentakels wat net hier aan die buitekant sit. En dis wat gebeur het met die sondeval. Dat allerhande goed gebeur. Die vrou verloor haar identiteit, die man verloor sy vertroue in die vrou. En ons hoor van ongelooflike verhoudingsprobleme. Ek en pastoor Henry en baie van die ander beraders geloof sit en ons stoei deur hierdie goed met mense, want hulle het hulle identiteit in Christus verloor en dan lyk hulle so.
Pastoor Eduard kom sê vir ons moet heiligmaking nastrewe, sodat ons weer kan intrek in daai vorm in, sodat daai tentakels net nie so verbysteek nie. En pastoor Henry kom sê vir ons moet bietjie minder word in onsself, sodat God meer kan word. Nou vanoggend wil ek vir jou kom sê, hoe jy kan terugkom in daardie beeld in van volmaaktheid, want dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het reeds alles vir ons in plek gesit, om daardie volmaakte beeld te kan leef en lewe. Die woord van God is daar vir ons. Nou ek het 2 borde hier, weer eens, dis die gawes van God wat ons as vroue uitlewe by Eve. Ons doen profetiese verfklasse. Ons het 2 borde hier wat U vir ons geverf het. Die eerste een is gebed. Sy het sulke mooi gebedsborde wat ons maak. Nou daai klein koevertjies is jou versoeke wat jy het, en as dit beantwoord word, dan word dit hier in die sleutelkoevertjie ingesit. As ek reg, pastoor Yves, dan word dit ingesit. En ons sien, daar is 2 maniere wat jy weer kan uitvind wat jou identiteit in Christus is. Dit is deur gebed, en wanneer ons terugkeer na die woord van God toe, en jy jou oor so teen sy hartklop kom sit, dis wat sy daarvoor, en jy hoor weer in die woord van God, wat hy vir jou sê, wie jy is in Christus Jesus, en nie wat die wêreld van jou sê nie. Want ons soek ons identiteit in allerlei ander dinge behalwe in Christus Jesus. En dan steek daai tentakels oral uit en verby. Maar wanneer jy jou identiteit in Christus weer kry en jy besef wie jy is in Christus, dan kom daai beeld en hy trek weer reg. So ons het 2 maniere wat ons kan kom weer om die beeld te herstel, en dit is deur gebed en deur die woord van God. Nou, ek en jy is God se dogters en deel van sy volmaakte plan, maar ook die mans. God het die man en die vrou geskape, so ons is deel van sy plan, sy volmaakte plan. So wanneer jy weet wie jy in Christus is, dan sal jy outomaties begin wandel, soos wat Jesus gewandel het. Jy sal 'n sagmoedige gees hê, jy sal geduldig wees, en ek kom nou daarby. Nou wanneer 'n vrou haar krag en haar skoonheid in Jesus Christus begin ontdek, dan begin sy op 'n sekere manier op te tree, en jy kan sien, daardie is 'n dogter van God, maar so ook ons manne. Wanneer jy jou identiteit in Christus vind, dan begin jy anders optree, as wat die res van die wêreld optree. Maar die probleem is, ons glo nie meer aan hierdie identiteit wat ons het nie. Ons glo nie meer dit wat die woord van God vir ons sê, wie ons is en hoe ons moet wees nie. Jesus Christus is die beeld van God, die God, die volmaaktheid van God. Ons het nou gehoor, die volheid van die Godheid het in hom gewoon, en hy het vir ons 'n voorbeeld kom stel, wie God is. Hy is God self, wat vlees geword het. Vir ons as mense sit soms te veel in ons kognitief om dit te begryp, dat God hier onder ons kom wandel het, en dat hy die prys kom betaal het, sodat hierdie dinge weer in plek kan val, en weer herstel kan word. Wanneer ons hierdie identiteit vind, dan loop ons in ons lewe weer met 'n doelgerigtheid. Ons weet ons het weer iets vir ons lewe. Jy gaan nie meer lewe om die mooiste aan te trek, of jy gaan nie meer worry oor wat die wêreld van jou sê nie. Jy gaan in plek kom met dit wat God van jou sê, jy is.
Maar slegs God en jou identiteit in God, kan hierdie beeld herstel. Dit is al. Ek preek so 'n bietjie verby my notas. Okay. Nou my Moedersdag boodskap kom uit die woord van God, maar uit 'n eienaardige gedeelte. My boodskap kom uit die boek van Job uit. Nou dan gaan julle vir my seker vra, genade vrou, hoe kry jy 'n Moedersdag boodskap uit die boek van Job uit? Nou pastoor Henry, die wat nou al lankie by hom is, weet dat hy altyd 'n skrif vir ons geleer het. En hy het laat ons dit opsê en hy het dit vir ons geleer, ons moet dit sê. Jeremia 23 vers 29, wie onthou dit? Jeremia 23 vers 29, hy sê, is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer, wat 'n rots vermorsel nie. Onthou julle dit? Julle nog onthou, hy laat ons dit oor en oor sê. Nou julle, ek het daai ervaring gehad. Die Sondag toe ons daar by die kursus is, toe sê pastoor Henry iets, en dit is soos 'n hamer. Ek het dit al so baie gelees in die woord van God, maar daardie aand, toe pastoor dit sê, toe breek dit daai rots oop, en dan kom vir my nuwe betekenis in die woord van God. Ons lees baie keer die woord van God, maar dit breek nog nie oop nie, tot op daai dag. En daarom is dit nodig, dat jy in gebed sal bly, dat jy by die woord van God, dat jy sal handel en sal wandel volgens die woord van God, en geopende ore sal hê om te hoor. Pastoor Henry maak hierdie stelling, en sê, dat Job se dogters, het mede-erfgename geword saam met hulle broers. Nou kom ons lees, hierdie gedeelte. Job 1 vers 1 tot 5. Daar was 'n man in die land van Is, wie se naam was Job, en die man was vroom en opreg en godvreesend, en een wat afwyk van die kwaad. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele, en 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. En sy seuns was gewoond om maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hulle 3 susters om saam met hulle te eet en drink. En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en brandoffers vir elkeen van hulle. Want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle harte geseën. So het Job altyd gedoen. So ons sien hier dat Job se seuns maaltye gehou het in hulle huise, en dan stuur hulle iemand om hulle susters te nooi. Nou wanneer ons op Bybelkollege is, dan leer ons 'n vak wat tipologie is. Nou dit is tipiering. Met ander woorde, dit beteken dat dit sekere eienskappe het wat jy iets mee kan vergelyk. Nou soos byvoorbeeld Moses, wat sy volk in die beloofde land ingelei het, wat sy volk uit slawerny uitgelei het, is 'n tipe van Jesus Christus. Met ander woorde, ons lees die Ou Testament sodat ons die Nuwe Testament kan verstaan. Hy's 'n skaduwee. So die Ou Testament is 'n skaduwee van die Nuwe Testament. So as jy daar sekere goed lees, dan verstaan jy, dan breek dit hier oop. Soos daai hamer en daai rots, en dan sê jy, maar nou verstaan ek. En dit is tipiering. Nou wanneer ons na die boek Job kyk, dan is hy ook 'n tipe van Christus. Want hy was rein, hy was regverdig, hy het nie gesondig nie,
Hy het deur moeilike lyding gegaan en stryd gegaan, maar sy einde was meer geseënd as sy begin. En dit is 'n tipe van Christus. So Job het ook uiteindelik regverdiging deur God en sy herstel van sy besittings en sy eiendom en sy familie ontvang. So dit trek hierdie parallel deur met Christus, wie Christus vir ons is. So vandag wil ek vir jou sê dan, Job is 'n tipe van Christus. Nou, toe pastoor daardie gedeelte vir my sê, maar Job se dogters het 'n erfdeel saam met hulle broers ontvang. So, wanneer ons na die laaste, onthou hierdie is nou die eerste gedeelte van Job. Wanneer ons na die einde van Job kyk, dan lees ons iets anders dan. Dis die gedeelte wat pastoor vir my gesê het. Job 42 vers 12 tot 15. Hy sê daar, en die Here het die einde van Job meer geseën as hy begin. En hy het 14.000 stuks kleinvee en 6.000 kamele en duisende paar beeste en duisende eselinne gehad. Daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. En nou sien ons iets wat vreeslik opvallend is. In die geslagregister word altyd die mans se name genoem. Dis baie min wat die vroue se name genoem word. Maar kyk wat gebeur hier. Die man se name word weggelaat en die 3 vroue se name word genoem. En julle, daar's 'n dieper betekenis wat vandag nie ek tyd het om op stil te staan nie, maar dit wys hier na die boek van Salomo toe waar sy duif genoem word. Dat sy koningsdogter genoem word, dat sy 'n aangename reuk het. Dis die 3 dogters se name wat hy toenoem daar. Hy sê, en ek gaan nie daarop stil staan nie, ek gaan dit net vir julle vinnig lees. En hy het die eerste genoem Jamima, en die tweede Kesha, en die derde Karnahapeg. En in die hele land is daar geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie. En hulle vader het vir hulle erfdeel gegee onder hulle broers. Hulle word gebore met 'n verskil. Want alhoewel Job se 7 seuns naamloos bly soos hulle in die begin van die boek was, gee God vir die dogters name. Hy gee 3 name vir hulle. Maar daar's meer. Hulle ontvang 'n erfdeel saam met hulle broers. Hulle word mede-erfgename in die koninkryk van God. Daarom sê ek vanoggend vir jou, jy is nie 'n plan wat na die tyd gekom het nie. Jy was deel van God se plan as vrou. En ek sê weer, hier is dieper betekenis in, behalwe vir die vrou, daar's ook 'n betekenis vir ons as ons manne in hierdie boodskap, want jy gaan eendag die bruid van Christus word. So vanoggend wil ek vir jou sê, wanneer ons na Galasiërs 3 vers 25 tot 28 gaan, en ek het gekwoteer uit die ou vertaling uit, maar wanneer ons gaan ondersoek, dan sien ons soveel meer daarin, dat mans is ook mede-erfgename. So daar kom die gelykheid weer in. Vrou, jy is nie uit die man se voet geneem nie. Jy's ook nie uit sy kop geneem, dat jy oor hom hoef te heers nie. Pastoor het vir ons gesê, maar jy is uit die ribbebeen geneem, waar daar gelykheid is, maar tog is daar fisiese verskille, sodat voortplanting kon plaasvind, sodat God se plan in werking kan kom, sodat die vrou alles kan word wat lewe, van alles moeder kan word, van alles wat lewe. Galasiërs 3 vers 25 tot 28 sê, maar nou, dat die geloof gekom het, is ons nie meer
onder 'n tugmeester nie. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie, want julle almal is een in Christus. Met ander woorde, God se skepingsdoel om te heers as mans en vroue in sy koninkryk staan vir ons duidelik uit hier. Jy is nie vergete nie. Jy moet op 'n plek kom waar jy as vrou ook jou regmatige plek inneem en begin werk in die koninkryk van God. Jy is nie net moeder in die kombuis of 'n slaaf van een of ander man wat sê jy het nie seggenskap of reg nie. Maar wat beteken hierdie skrif vir ons as vroue vandag? Dit beteken dat ons nie met ons vingers onder ons man se neuse kan staan en kan sê, het jy nou gehoor, ons is gelyk nie. Glad nie. Want jy gaan sleg tweede kom. Want daar's fisiese eienskappe wat sê dat jy die swakkere een is. Ek weet hulle maak my ook kwaad, die mans. Vra vir Jannie, hy maak my kwaad. Veral as mans nie in lyn is met God se woord nie, en hy nie sy skepingsdoel uitlewe soos God van hom verwag nie. En ek gaan nou daarby kom. Dan is daar sekere goed wat ons maar knorrig kan maak, maar dit gee jou nie die reg om te sê ek is nou meer waardig in Christus Jesus nie. Daar's 'n gelykheid. Want weet julle wat? Die gemeente van Christus, die bruid van Christus, gaan bestaan uit mans en vroue. Nie net uit mans nie, nie net uit vroue nie. Ek sê altyd vir Jannie, ek weet nie hoe julle breine gebuig kry om te dink jy moet eendag 'n vrou word nie. Dis nie maklik nie. Maar dit is goed om nou al te probeer en te hoor en te dink hoe 'n vrou ook moet optree. Die Satan probeer ons vroulike geslag oortuig om los van God te lewe. Los van die mans te lewe en te sê ons het hulle nie nodig nie. Dis wat in die tuin van Eden al gebeur het. Die vyand het gekom en vir gesê, man, weet jy wat as jy van hierdie vrug eet, dan gaan jy word. Jy sal kan sien, jy sal kan verstaan. Jy gaan nie hierdie man nodig hê nie. Jy gaan uit jou eie uit kan funksioneer. En toe sy 'n hap vat, toe sien sy maar daar gebeur niks nie. Want ons sien in die skrif, daar het niks gebeur nie. Want eers toe die man eet, het hulle albei se oë oop gegaan. So ons moet besef, die sonde dryf mense uit mekaar uit en dit skeer mense verhoudings en huwelike uit mekaar uit. Daai tentakels steek oral verby en dan moet ons sit ure hier met berading om mense weer in plek te bring en te sê, weet jy wat, dit is wat God van die vrou verwag. Dit is wat God van die man verwag. En daarom moet ons weer uitkom by gebed en die woord van God om te hoor wat dit is wat God van jou as man verwag, wat God van jou as vrou verwag. Want jy gaan dit nie weet as jy jou ore uitleen vir elke tweede sussie en elke tweede boetie en daarvolgens optree nie. Wanneer ons ore begin uitleen vir die wêreld, dan steek hierdie tentakels verby. Jy kan net in plek kom, weer in orde kom, as jy by die skrif, by die woord van God uitkom. So vanoggend sê ek vir jou as vrou, jy is mede-erfgenaam. Maar dit beteken nie, jy kan lewe nou soos jy wil, of jy kan optree soos jy wil nie. Dan sien ons, Galasiërs 5, maar daar dat die manne het ook mede-erfgename geword. Nee, ek gaan nou by daai skrif kom. Ons gaan nou hom lees.
in 1 Petrus 3 vers 1 tot 7. Kom ons gaan lees gou daar. Hy sê, net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees. Nou ek wil net hier stop eers gou. Moenie by die huis kom en vir jou man sê, maar my baas het gesê, ek moet dit en dit doen nie. Hierdie onderdanigheid beteken dat julle in eenheid saam besluit, want daar is geskryf wat ook so, wees aan mekaar onderdanig. Dit beteken dat jy sal luister, sal kom weer en aan jou eie man, dat jy nie sal rondkyk en daar loer en hoor wat daai man sê nie, maar jy sal na jou man toe gaan, julle sal saam in eenheid kom en julle sal saam besluit wat God vir julle wil hê. Sodat as sommige die woord ongehoorsaam is, hierdie manne, as hulle dan ongehoorsaam is aan die woord, hulle deur die wandel van die vrou sonder woord gewin kan word, as hulle rein en Godvreesende wandel aanskou. Julle versiering moenie uiterlik wees of haarvlegtery of omhang van goud en aantrek van klere nie. Julle hoeveel kere wil vroue dit hulle identiteit maak van hoe hulle lyk uiterlik? Gremering, en as jy nou net nie goed voel nie, dan voel jy, niemand hou van jou nie, en jy word nie geregverdig nie, en jy word nie aanvaar deur die mense nie. Dis nie jou uiterlike vrou nie, gaan hoor by God, hy sê wat sê hy daar? In vers 4, hy sê, maar die verborgde mens van die hart, in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en 'n stil gees, wat baie kosbaar is voor God. Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier. En hulle was aan hulle eie mans onderdanig, so Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het. Wie se kinders julle geword het, as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Hierdie is 'n kwaai vers. As jy nie gaan lewe volgens dit wat God se woord sê nie, as jy nie eer aan jou vrou kan bewys as 'n swakkere een nie, en haar eer nie, wat sê hy nie? Dis nie wat ek sê nie. Die woord van God sê, dat gaan jou gebede verhinder word. Dit gaan nie beantwoord word nie. So vanoggend wil ek vir jou sê, kom weer man en vrou, kom weer terug na die woord van God toe, kom hoor hoe jy moet optree. Ons moet begeer om 'n hartsverandering te hê. Dan gaan daai tentakels in plek kom. Dit gaan weer regkom. Onthou, 'n sagmoedige vrou is nie 'n vloerlap nie. Inteendeel, om sagmoedig te wees, verg krag. Dit verg selfbeheersing. Pastoor Henry preek het week vir week hier vir ons, dan sê hy, dis nie maklik nie. Hy verloor ook sy koel partykeer, maar dit kos selfbeheersing, dit kos vir hom moed en krag. So vrou, wanneer jy sagmoedig is, beteken dit nie dat jy 'n swakkeling is nie. Dit beteken nie dat jy iemand se vloerlap is nie, maar dis 'n vereiste in die koninkryk van God, dat jy 'n sagmoedige gees sal hê. Net God met sy Heilige Gees kan hierdie hartsverandering voortbring. Wanneer ons in Galasiërs 5 vers 22 tot 23 lees, dan sien ons, daar's die vrug van die Gees. Nou ek wil hê julle moet oplet, maar die vrug van die Gees
Wie se vrug is dit? My vrug? Jy kan probeer soveel as wat jy wil. Jy gaan nie daai eienskappe in jou lewe kry as jy nie die gees van God binne in jou kry nie. Nie voordat jy die koninkrykie binne in jou kry en jy van daar af begin optree nie. Daai vrug is die Heilige Gees se vrug. Dis nie klomp vrugte nie. Ek het altyd gedink, okay, ek gaan nou eers probeer om lankmoedigheid na te streef. Ek gaan dit draai. En dan kry ek dit nie reg nie. Okay, wag. Ek gaan vrede lewe. En dan kry ek dit nie reg nie. En dan, okay, selfbeheersing. Ek gaan probeer. Ek gaan selfbeheersing toepas. Totdat God dit eendag vir my kom oopbreek en sê, man, jy kan probeer soveel as wat jy wil. Nie voordat die gees van God binne in jou is en sy vrug uit jou uitfunksioneer nie, dan eers sal jy dit reg kry om al daardie een vrug, wat die gees se vrug is, sal jy kan uitdra teenoor jou man, teenoor jou vrou, teenoor die wêreld daar buite. Maar jy het nodig om God se woord te lees. Jy het nodig om in gebed te gaan en te gaan hoor, God, wat is dit wat U wil hê ek moet verander in my lewe? Waar skiet ek tekort? Here, ek kort die gees van God binne in ons, want as die gees van God in ons is en ons daaruit funksioneer, gaan dinge baie anders lyk. Dan gaan daar nie hierdie stryd wees nie. Daar gaan nie hierdie tentakels wees nie. So gaan sonder jou af, gaan kyk wat het die disippels gedoen. Hulle het die gees van God ontvang, daar's oor hulle geblaas, maar tog moet hulle gaan afsonder. Maar daar's 'n tweede aanraking, 'n invulling met die Heilige Gees, sodat hulle dienswerk kan begin. Vanoggend wil ek vir jou sê, man en vrou, jy kan nie jou dienswerk vir God doen as jy nie gevul is met die gees van God in jou binnekant nie. Sagmoedigheid word ingesluit in die vrug van die gees. Let mooi op, daar staan nie vrugte nie, maar vrug. Om deur die Heilige Gees gevul en vervul te wees, beteken dat sagmoedigheid is nie opsioneel nie. Dit beteken, Matteus 11, vers 28 tot 30. Matteus 11, vers 28 tot 30. Hy sê, kom na my toe. Wie praat hier? Jesus. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig. Beteken dit dan nou vandag, dat net die vroue moet sagmoedig wees? Nee, dit beteken wanneer ons sagmoedig en lankmoedig en in vrede lewe met die gees van God wat in ons is, daai heiligmaking wat ons moet nastreef, soos pastoor Eduard gesê het, dan begin dinge outomaties anders om ons lyk. Wanneer ons in vrede begin lewe met almal om ons, en nie begin kyk, wat kan ek doen? Hoe kan ek beter wees nie? Maar kry die gees van God, laat toe, laat die koninkryk van God uit jou binneste uit regeer op hierdie aarde, man en vrou. Efesiërs 4, vers 11 tot 12. Daar is gawes gegee. Daar is talente gegee. Nou ek wil hierdie gedeelte vir julle lees. Ek net my brolie afhaal. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heilige toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Julle, wat het ek in die begin gesê? Hierdie liggaam van Christus gaan bestaan uit net mans. Nee, net pastoor Henry het geluister, want hy luister verkeerd praat.
Hierdie liggaam van Christus gaan bestaan uit mans en vroue. As daar dan gawes uitgedeel is dit net aan die mans uitgedeel? Het vrouens ook gawes ontvang? Waarom funksioneer jy nie in jou gawe nie? Ons sukkel hier in die kerk dat mense begin funksioneer in hulle gawes en begin uitleef dit wat God jou geroep het om te wees. En daarom is daar so baie oop sitplekke hier vanoggend, want ons tree nie op uit ons gawes en ons talente nie. Julle, wanneer ons die Bybel lees, dan sien ons dat vroue ook 'n sekere rol vertolk het. Ons kyk na vroue soos Ester en Deborah, wat leiers was. Nou, so 2 Sondae terug, Jannie kan dit beamoen, het ons broer hier van een van ons ander gemeentes, ook uit die gemeentes van Christus, en toe ek en Jannie uitloop, toe sê hy, Jannie, jy moet met jou vrou praat. Jy weet as 'n vrou bedien is dit sonde, broer. Julle, dit het regtig gebeur, 2 Sondae terug. Hy het my aangevat. Toe sê ek vir hom, wel, dan moet jy nou maar daai skrif uit jou Bybel gaan skeer, wat sê, daar is nie meer man of vrou nie. Dat daar gawes is vir ons almal, dat ons mede-erfgename en dat die liggaam van Christus nie net uit mans gaan bestaan nie. So ek moet intree in dit waartoe God my geroep het. Julle, want daai gawes is vir my en vir jou as vrou en man vanoggend. En ons moet hande vat, want dan sal hierdie kerk nie leeg wees nie. Jy is nie net moeder om in die kombuis te staan en kos te maak nie. Jy is moeder om uit te gaan daar waar jy beweeg tussen vroue, hulle te nooi en te sê, kom, aanbid jy iewers, man, kom na ons kerk toe, daar gebeur awesome dinge. Nooi hulle, bring hulle in, roep die kinders van God, laat hulle die waarheid kom hoor, laat hulle weer in gebed kan kom, laat hulle weer by die woord van God kan uitkom en kan hoor. God het ons toegerus met gawes. Vers 12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, vers 13, totdat ons almal kom tot eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Julle nie totdat hierdie liggaam, daar's nou baie mense wat preek na die paus dood is, die einde is hier, die bruid moet haar gereed maak. Nee, dit is waar, die bruid moet haarself gereed kry, want ons het gehoor wat pastoor Anton vanoggend sê, jou tyd kan so, nou, hier wees, dan het die bruid gegaan. So vandag, as jy jou kop neerlê en jou lewe was nie reg nie, ek is dankbaar vir nog 'n dag. Wanneer ek in die oggend my oë so oopmaak, dan sê ek, dankie Here, dat ek nog 'n kans gekry het om in hierdie koninkryk van U te werk, om dogters. Julle, ek gaan my nie fokus om die manne in te bring nie. Daar is manne wat ek bedien, daar's huwelikspare wat ek bedien, maar dis moeilik. Maar wanneer ek gefokus is op die vroue, dan is dit makliker, want ek funksioneer dan uit dit hoe 'n vrou teenoor 'n vrou moet optree. En ek wil vir haar sê, daar's sekere maniere wat jy moet optree, en dan sal jy jou man win. Ons het dit gesien. So hierdie rolle van ons is nie beperk tot huislike sweer nie, maar dit strek veel verder as geestelike leiers soos Deborah en Ester, maar ook as evangeliste. Die vrou by die put van Samaria word die eerste evangelis. Ek sê, Jesus se disippels was net 'n rukkie vroeër in daai dorp en daar het niks gebeur nie. Niks, hulle het kos daar gaan koop. Daar het nie 'n beroering plaasgevind nie. Maar toe Jesus, die Heilige Gees, in hierdie vrou se hart kom en sy die waarheid ontvang, toe los sy alles, man, in sy hardloop en sy bring 'n hele stad tot bekering. Buiten vir haar sondes, wie sy was. Sy het geweet,
dat Jesus Christus het haar vergewe, dat sy's vrygekoop, dat die redding is hier, dat die koninkryk van God het naby haar gekom, en sy gaan vertel vir die mense, hier's die Messias man, die een wat ons gaan verlos, sy word die eerste evangelis. Maria, die dag toe Jesus Christus opstaan, is sy die eerste vrou wat gaan sê, die vrou wat gaan sê, die Messias lewe. Jy's geroep, vrou van God, om 'n verskil te maak, om boeties en sissies in te bring in ons gemeente in. Ons moet hierdie banke vul, maar dit is die werk wat ek en jy daar buite doen. Nie om grimering te dra nie, nie om mooi te lyk nie, nie om kompetisie te hê met ander vrouens nie, nie om met jou vinger onder jou man se neus te loop nie, maar raak besig in die koninkryk van God. Mag ons mans en vroue in liefde en waarheid begin saamwerk om God se koninkryk uit te brei en te help dat daar verskil kom, dat mense gevul sal kom met die Gees. Jy kan nie iemand vul met die Heilige Gees of jou hande op iemand lê as jy self nie gevul is nie. Ons sien dit toe hulle afgesonder het in die bokamer. Die oomblik toe die Heilige Gees oor hulle kom, wat gebeur? Duisende kom tot bekering. Pastoor Henry maak weer eens hierdie week 'n stelling teenoor my en hy sê, Amanda, as die Gees hier werk, sal die mense begin inkom. Maar hy alleen kan nie die Gees laat werk nie. Ons sien dat al 10 in eenheid en afgesonder was en gevra het vir 'n invulling van die Heilige Gees en boetie en sissie. Vanoggend wil ek vir jou sê, gaan sonder af, kom in gebed, kom by die woord van God, vra vir die Here om jou te vul met sy Heilige Gees, want ons is mede-erfgename, man en vrou. Jy is nie vergeet nie, vrou. Staan op. My mense wat in die senior bidgroep by my is, hulle weet. Toe ek by hulle instap, het ek gesê, ek gaan julle gawes begin ontwikkel. Julle moet sien, hoe begin hulle al die woord bedien. Hoe begin hulle mekaar profeties uit die woord van God uit bedien. Hoe ek hulle lei en leer, hulle sit hier, hulle senior persone, en hulle het nog nooit iets vir die Here gedoen nie, want hulle was te skaam, hulle het teruggestaan. Vanoggend wil ek vir jou sê, jy's nie te oud nie. Sarah was 99 toe die Here haar gebruik het. Moses was 80. Moenie moed opgee nie. Kom op die plek waar jy gevul wil word en 'n verskil wil maak, sodat daar 'n herlewing kan plaasvind. Die paus is dood, dit beteken nie alles is verby nie. Ek sê, daar moet nog 'n herlewing plaasvind. Ek sê, Jesus Christus gaan nog vir oulaas die fondamente skud, sodat daar verandering gaan plaasvind. Want hy het geen behoefte dat sy kinders verlore moet gaan nie. Hy sê, hy wil hê dat elke een gered moet word. Julle, ek sien nog te veel afvallige mense daar buite, wat nie in lyn is met God se woord nie. En ek dink God treur hieroor, dat sy kinders nog nie op plek is nie. Begin jy om te doen wat jy moet doen in die koninkryk van God. Ons moenie wag tot die wederkoms om die beeld van God te herstel nie. Ons is reeds nuwe skepsels in Christus. Ons kan reeds ons gawes begin uitlewe en 'n verskil maak vir God daar buite. Maar jy het nodig om dit te glo. Jy het nodig gehad, vrou, om vanoggend te hoor dat jou naam is ook in die boek van die lewe geskryf. En jy het saam met jou broers, die vroue het onder die wet beweeg in die eerste boek, in die eerste gedeelte van die boek van Job. Hulle het nie hulle eie huise gehad nie. Vandag het jy jou eie huis. Waar? Hierson. Die Gees van God. Jy is 'n tempel van God. Jy het jou eie huis. Jy kan funksioneer.
En dink net, as jy en jou man in eenheid funksioneer, hoeveel te meer is daar seënings. Pastor Henry het dit ook vanoggend gesê, daar's seëning waar daar eenheid is. So kom ons kom weer in eenheid en begin ophou om neer te kyk op mekaar of met ons vinger onder mekaar se neuse te loop en te dink jy's beter. Kom op 'n plek waar jy weer net God se hartklop hoor. Soos daai prentjie wat Eve geverf het. Gaan druk jou oor teen God. Kyk daai een hand. Toe sy hom geverf het, toe sê sy, daai hand hou die oor toe vir die wêreld. Dit wat die wêreld inspraak wil maak, hou daai hand van Jesus toe. En hy sê, kom hoor my hartklop vir jou. Kom hoor wat se planne ek vir jou het. Dis goeie planne. Dis goeie gedagtes. Gaan lê teen Jesus se bors vanaand by die huis en vra Here, waar kan ek 'n verskil maak? Waar's ek uit lyn uit? Nou ja, ons gaan afsluit met pastoor Eve Kreer, wat vir ons gaan ook net kom dans en vir ons hierdie woord kom verseël, sodat dit vrug sal dra. Daar's ook versoek dat wanneer ons verdaag ons net die mammas 'n kans sal gee om eers te verdaag, want hulle het oulike geskenkies daar vir elke mamma. En vanoggend wil ek vir jou sê, as jy nie 'n mamma is nie, is alright. As jy 'n verskillende impak en die koninkryk van God uitlewe, vat vir jou ook 'n geskenkie. Want 'n moeder is nie noodwendig iemand wat biologies geboorte aan 'n kind gegee het nie. Dan sê dankie, pastoor Eve. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand and crafted into your perfect plan. And I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. And I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself.
Gloria. Ek gaan vra dat pastoor Henry vorentoe kom om vir ons die verrigtinge af te sluit as herder en hoof van hierdie gemeente. Dankie pastoor. Ons sal al drie hierdie sissies 'n hartlike hande klap gee. Toe die vrou by die put kom, toe sit buitekant die stad. Haar lewe val uit mekaar uit. Sy het 5 mans gehad, waarvan die huwelike nie gewerk het nie. Die een wat sy toegehad het, het sy by gebly. Die put waarheen sy gaan is die put van Jakob, wat baie eeue voor daardie dag wat sy daar aangebreek het, reeds gegrou was. Sy kon nie na die naaste put aan die dorp van Samaria gaan nie, want sy was nie welkom, as gevolg van haar geskiedenis nie. Toe sy by Jesus kom, toe vra hy vir water. En hy sê vir haar, as jy geweet het wie met jou praat, sê jy my vra vir water. En dan is daar die 3 maniere wat sy hom aanspreek. Sy begin by meneer. En soos wat die gesprek vorder, gaan sy oor na rabbi toe. En dan in die einde, toe haar lewe vir haar openbaar, die pottebakker, wat in daardie dag hierdie stuk klei vat, hy vorm daai vrou, in 'n paar minute se gesprek, na dit wat hy wil hê sy moet wees. Toe roep sy uit, my Here, meneer, Rabbi, Here. Vanmôre wil God vir ons sê, en besonder met die mamas, moenie jouself onderskat in jou roeping nie. Want as jy God se gees het, het jy alles. En hy wil jou gebruik in sy koninkryk. Jou eerste verantwoordelikheid is om jou kinders by God uit te bring. Die impak van 'n mamma is fenomenaal op 'n kinders se lewe. Ek wil vanmôre vir jou vra, mamma, miskien is hy vir jou daar vandag, miskien is Jesus nog vir jou vandag meneer. Miskien is hy vir jou net rabbi. Het jy al op die plek gekom wat hy jou Here is? En as jy nog nie daar is nie, wil ek jou uitnooi, kom praat met ons. Hierdie 2 mense, hierdie 2 pastore bedien baie mense. Ek kan op Maandag sien môre baie hoë profiel mense in die ooste van Pretoria wat gekom het vir hulp. Eve het met die man ruk gewerk en sy getuienis teenoor my of sy woord teenoor my, nadat hy my kom sien het, het hulle gevoel is beter as ek met hom werk. Is dat hierdie vrou het my teruggebring na die Here toe. Moenie die krag van God in jou onderskat nie. Kom ons buig ons hoofde. Vader, dankie vir u gees. Dankie vir die sagtheid van die liefde. Dankie, Here, dat u elkeen van ons se harte ken. Here, wat my opval by die vrou by die put, is die fenomenale stuk gebrokenheid in haar lewe. Maar buiten dit, is die fenomenale kennis wat sy gehad het, oor die geestelike wêreld.
oor die geloofslewe. Want hoe sy die Here Jesus antwoord, sien ons dat daar skrifkennis is. Want sy was soekend. En die woord sê, as jy na my soek, sal jy my vind. En daar aan die buitekant van die stad, vind sy die Messias. En toe sy hom vind, toe los sy alles en sy hart loop terug. En sy getuig teenoor die hele stad. En almal kom buitekant en hulle ontmoet Jesus en as vreugde deur haar getuienis. Wil nie elke vrou vanmôre in hierdie kerk, Here, gryp met u gees, vashou, vasdruk, 'n verskil in hulle lewe maak. Dat hulle u nie net, Here, sal sien as meneer of rabbi nie, maar Here, dat hulle u sal erken as die God van hemel en aarde, wat hulle liefhet. Bereik vanmôre ook so u doel met hierdie boodskap wat uitgegaan het. Elkeen van ons is erfgename in Christus Jesus. Dankie Here dat ons 'n erfgenaam kan wees van u koninkryk, 'n erfgenaam van die ewige lewe, 'n erfgenaam as kind van God, want Johannes 1 vers 12 verklaar dit. Almal wat hy aangeneem het, man en vrou, aan hulle het hy mag gegee om kind van God te word. En ek wil bid, Here, kom maak ons vol met u gees in hierdie dae, dat ons lewens 'n impak sal hê op die wêreld daar buite, in Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou seën, gaan in sy vrede, sy liefde. Kom ons gee vir die Here Jesus 'n hartlike handeklap. Net voordat jy loop, ek wil vir elke suster sê baie dankie vir elke een wat eetgoed voorberei het vir vanmôre. Dis nie naby jou huis nie, hier voor in die kerk, so geniet jy saam met ons, drink 'n koppie koffie of tee en leer iemand anders ken wat jy nog nooit geleer ken het nie. Die Here seën vir julle, gaan in sy vrede en sy liefde.